Min mense kry dit reg om hulle drome werklik vlerke te gee. Nog minder doen dit letterlik. Dis seker ook amper net kaptein Flippie Vermeulen wat kan spog met 27,000 plus vliegure. 5,000 ure op vliegnabootsers. Meer as 100 tipes vliegtye wat hy al gevlieg het en 42 jaar diens by SAL. Met so 'n kleurryke loopbaan in die wolke het hy 'n magt om stories om te vertel. Therese het aan boord gegaan. Dis toe hy met 'n vintage Douglas DC-4 oor sy grootwordplaas in die Wes-Transvaal vlieg, dat hy homself as die 6-jarige Flippie van dekades gelede trots salueer. Want wie sou kon raai dat hy plaasientjie droom om eendag op die wieke van die wind te woeker waar sou word? Vandag het kaptein Flippie Vermeulen al die soorte vliegtye ooit op die SAL-register gevlieg, behalwe 2. Ek weet dit is kaptein, maar jy het nou gesê ek mag sê Flippie en ek moet sê Flippie vandag. Dis reg so. Jy het in 'n groot gesin groot geword, né? Ja nee, ek het inderdaad, ek was die jongste van 8 kinders gewees. Ons was 7 seuns en 1 suster, so ek het 'n hele klomp paas gehad. Goeie genade, daai arme meisiekind. Sy het haar man gestaan, glo my. Om so klein kinddroom te hê, om dit te verwesenlik. Dis nie maklik as jy in 'n groot gesin is nie en julle was nie noodwendig wel af nie. Ek het geweet my ouers kan nooit bekostig om my. En ek het geweet die enigste manier wat ek my droom kan verwesenlik is om 'n kans te kry in die lugmag. En ek het my loopbaan deur die skool het ek redelik doelgerig gehou om die regte vakke te kies en so aan. Ek het nie noodwendig goed gedoen op skool, maar ek het daarom die regte vakke gehad en toe was ek so gelukkig geweest. Daar's groot jolijt toe sy lugmag aansoek aanvaar word. In 1968 steek hy uiteindelik sy vlekkies aan sy uniform en begin Harvards vlieg. Hy doen sy wapenkursus op Bloemspruit, waar tydens hy die ander liefde van sy lewe, Marina, ontmoet. Ek het 'n woonstel gehad daar in Bloemfontein en ek het die oggend koerant en melk gaan koop en toe het hierdie Cortina langs my gestop. Nogal. Met sy ligte aan. Ja. Waartoe gaan ek? Ek sê, gaan maak koffie. Kan ek my koffie drink? Ek sê nee. My pa het gesê, mag nie met vreemde manne praat nie. Ek sê, maar tussen hakies jou ligte is aan. Maar in elk geval, stap toe woonstel toe, alle agterna. Kom drink toe koffie. Ja? En dis toe waar ek ontmoet het. Toe tel jy vir jou nooit daar in Bloemfontein se strate op. Ja, kyk, jy moet verstaan, ons was jonk net uit die skool uit die huis uit. En ons is nou breëbor, sekelstert, vliee en nuus. Ek wil nou net sê, ek lees in hakies windgat. Absoluut. Ja, dis En reg. ons het toe geweet daar was 2 koshuise op universiteit, was Lentelus in ons tuiste. en dit het nie mooi gewerk nie, toe het ons maar op straat gekyk. En na die koffie in 54 jaar, né? Snel. Ja, Nee, ons is nou 54 jaar getroud. Wat maak dat jy al die jare nog uithou? Blommie. 'n resep wat baie goed werk Ja. is, jy leef in die eeu van die gehoorsame eggenoot. Dis nou ek. Slegs 'n paar maande voordat hy mondig word, begin sy roemryke loopbaan by SAL wat oor 42 jaar sou strek. Hy sou ook een van die eerste vlieëniers word wat in 1991 vir opleiding in Frankryk gegaan het om die Airbus te leer vlieg. Ek het toe die voorreg gehad om in daai 42 jaar het ek letterlik elke Boeing wat SAL gehad het, tipe het ek gevlieg. Goeie genade, so jy kan enige ding met vlerke kan jy vlieg, Flippie. Man, hulle moet net vir my iemand kry om my te wys hoe om hom aan te sit. Wat doen jy die res? Ja, nee, ek spot maar. Daar's letterlik, jy het my sopas gewys, daar dokument voor jou is 4 bladsye van al die goed wat jy gelisensieer is om te vlieg. Ek dink as ek mooi gaan kyk, sal ek redelik naby aan 100 verskillende tipe vliegtuie kom. Dit sluit nou in van die kleinste tot die grootstes. Daai loopbaan moes jou oor die hele wêreld geneem het. Ek het gedink ek is 'n Top Gun toe ek aftree by SAL. Ek het alles gedoen wat jy kan doen. Ja. En hier kom ek en ek moet in Asië begin vlieg. En dit was vir my verstommend toe ek die eerste keer van Hong Kong af Europa toe moes vlieg. Ek moes nou om die Himalajas vlieg. Ja. En toe neem dit ons van Hong Kong af tot by die grens met China, neem dit toe van 6,5 ure.
Toe sê ek vir my kollega, China is groot. Ja. Toe sê vir my kaptein, dis niks. Rusland is 12 tydsones. Yes. En toe besef ek dat die wêreld is so groot en dit wat ons eintlik redelik beleef het, is eintlik net die helfte van die wêreld. Net 'n druppel in die emmer. En afgesien van die fantastiese plekke wat jy gesien het, was daar ook 'n klomp bekende mense waarmee jy gevlieg het. Bekende vir verskillende redes. Ja. Onder andere het ek Michael Jackson gevlieg. Ja. Met die DC-3 hier van Johannesburg af, Sun City toe. En dan natuurlik John Travolta het saam met my gevlieg. In die baie bekende vlug wat ons in 1994 gedoen het. Ja. Na Oscars toe in die VSA, die wêreld se grootste lugskou, een van die lugskoue wat. Maar hy moes toe teruggaan vir 'n toekenning vir die rolprent Pulp Fiction wat hy gedoen het. Ja, Was hy 'n nice ou? bitterlik aangenaam. Vreeslik aangenaam. En 'n groot lugvaartentoesias. Yesterday. Jy het plaaslik by 'n klomp groot geleenthede gevlieg ook. Jy het by 3 presidentsinhuldigings gevlieg. Ja, ek dink dit was 3 inhuldigings en dan by die cricket wêreldbeker. Ja. Het ek ook geweet, dit was 'n besonderse voorreg. En natuurlik daai groot ene in 1995 by die rugby wêreldbeker. Ja, dis nogal interessant. Ek het baie min mense weet dit. Ja. Maar ek het die dag voor kaptein Laurie Kay die verbyvlug gedoen het ek met 'n Hawert met hom agter in die vliegtuig. Ja. Het ons die profiel gaan toets wat hy met die volgende dag met die 747 gevlieg het. So. Maar wat mense nie besef nie, is ons het voor die 747 daar oorgevlieg het ons met die 4 historiese vliegtuie, die DC-3, die DC-4, die Junkers en 'n Hawert, 'n verbyvlug gedoen oor die stadion, maar dis nêrens opgeteken in die annale nie, man. Ons gaan hom gaan kry. Die 747 het absoluut die show gesteel. Natuurlik kon Flippie homself nie help nie en stig spontaan in 2001 Springbok Classic Air. 'n Familiebesigheid wat bestaan uit vliegsafaris met vintage vliegtuie, opleiding van vlieëniers tot die herbou van historiese vliegtuie en 'n lugvaarttema hotel. Hoe fantasties om jou hele familie betrokke te hê. Wel, ons moet partykeer met ons die bokshandskoene uittrek. Ek meen Familiebesigheid. familiebesigheid, maar ek is bitterlik trots op wat ons bereik het as 'n familie, as 'n gesin. En nou 'n kleindogter ook wat vlieg. Ja, Jessie, door haar is ek baie trots. Sy doen baie goed akademies op universiteit en sy het 'n privaat vlieënierslisensie. Dis 'n baie mooi, effens intimiderende prentjie met al die epaulette en die dinge, né? Dis 'n epaulet daai. Maar okay, gaan ons. Dis baie uniek om te sien dat almal in 'n familie belangstel in dieselfde rigting. Ek wil amper sê met 'n pa soos ons in 'n hoes dit nie moontlik dat jy vlieg 'n loopbaan sal maak en dieselfde passie daarvoor sal hê nie. En vir julle twee, wanneer het die vlieggoed julle gebyt? Toe ek agterkom ek werk te hard as ingenieur. Kom ek agter die vlieg is makliker. Dis eintlik baie lekkerder. Ek het daarmee groot geword en ek is nog nie eers daar, ek is nog nie uit dit uit nie. So, Chantay, 3de generasie. Groot spore om te vul? Ja, ongelooflike groot spore om te vul. Maar dit is ongelooflik lekker om dit te doen. Dit was altyd lekker om saam met my pa werk toe te kom in vakansies, ek en my boetie. Het ons hier kom rondhardloop tussen die vliegtye, maar ek het nie gedink ek gaan dit so baie geniet soos ek doen nie. Toe ek eers begin, dit is soos 'n gogga wat jou byt en dan kan hy nie laat gaan nie. So nee, dit is ongelooflik lekker. Dit is vir my duidelik dat vintage vliegtye vir jou belangrik is. Hulle lê jou na in die hart. Ja, verseker. Ek meen ek was 20 jaar oud toe my verhouding met hierdie DC-3 Dakotas begin het. As ek my hande op een kan lê vandag, vlieg ek nog steeds vandag. En dit is 'n leeftyd later. Watter ander is daar hier wat vir jou baie na in die hart lê? Maar 'n vliegtuig wat op my gegroei het, is definitief die Beech 18. Maar hierdie een van julle is nogal famous ook. Ja, dit is inderdaad Amelia Earhart het mos probeer om, ek dink in die 30er jare die eerste persoon te word wat om die wêreld gevlieg het, of die eerste dame dan. En sy het 'n Lockheed 12 gebruik, 'n Lockheed wat baie lyk soos die Beech. As jy nie 'n kenner is, sê jy eintlik nie die verskil kan vertel tussen hulle nie. Ja. En in 2008 het hulle hierdie vliegtuig gebruik om die fliek Amelia mee te maak.
En hy's al gebruik vir advertensies en allerlei dinge. Ja. Hy's baie populêr. Ek is bly, want ek het hierdie versteekte agenda, ek wil nog graag vlieg en ek kan nie bekostig nie. Soos iemand anders te betaal kan ek opvlieg. Is dit die vliegtuig wat in dryfsand gebruik is? Dis ongelukkig nie. Ek het daai vliegtuig verkoop, maar hierdie behoort aan die Suid-Afrikaanse Lugdiensmuseum. En hulle het nie stoorplek vir hom, so ons hou daarvan. Julle hou hom graag hier aan. Dit is dieselfde era. Hulle het baie na aan mekaar van die produksielyn afgekom in 1943-44 gedurende die oorlog. Wat is jou hoop vir die SAL en die lugdiens in Suid-Afrika se geheel? Ek dink as ons politiek kan uithaal uit die hele stelsel uit en toelaat dat gesonde verstand seevier, dan het SAL tog 'n plek in die bedryf. Flippie, wanneer gaan jy ophou vlieg? Vra jy ook? Vra. Die antwoord is wanneer hulle my afskiet. Nee, ek spot sommer. Nee, ag, weet jy wat, terwyl jy gesondheid hou en ek kom die vliegtoetse deur, sal ek graag wil aanhou vlieg. En my kinders natuurlik laat my toe om te vlieg, gaan ek nog vlieg. 'n Vliegtuig styg teen die wind op, nie daarmee saam nie. En dalk is dit waarom Flippie so hoog sweef, omdat hy die byna onmoontlike stroom op aandurf en bemeester. Kop in die wolke en al. Flippie, vandag sal die Heer ons jou